Kampioen van Venezuela, die 25-jarige Bernardo Pinango. Maar ek dink ons noem hom vanaand sommer Pinango, want anders gaan 'n mens dalk oor jou tong struikel. 15 rondes van harde boks lê voor in hierdieselfde arena waar Willie Tawil gelyk opgeboks het om die kapokgewigtitel teen Robert Cohen. By ons Andries Steyn en Andries, jou vooruitsigte vir hierdie geveg. Dit gaan 'n harde geveg wees vir Simon Skosana. Dit is 'n groot kans. Ons weet dat Pinango staan hard en ons hoop net hy maak die beste van 'n slegte saak. And now, the moment you've all been waiting for. The giants of the bantamweight division. The epic struggle for supremacy for the bantamweight title of the world. From South Africa, the challenger, pride of his people in South Africa, the dynamic Kwandabeli warrior, Simon Skosana. Skosana vergesel van sy bestuurder en afrigter John Sepeku, wat nou die kruit nader. Reeds 2 Suid-Afrikaners het die kapokgewigtitel van die wêreld hierdie land sin gemaak. Die eerste natuurlik ook ons eerste wêreldkampioen Vicky Tawil in 1950. 31 Mei 1950 toe hy Manuel Ortiz oor 15 rondes verslaan het en daarna onverwags het Arnold Taylor met 'n uitklophou geseëvier in die 14de ronde teen Bonaya. En so Suid-Afrika se tweede kapokgewig wêreldkampioen geword. Dit lyk asof ons klein manne die fit in die bloed het en die spiere het om titels huis toe te bring. Suid-Afrika se jongste 2 wêreldtitels was die van Piet Kraus. Dit is die wêreldkampioen wat daar aankom, Bernardo Pinango. Piet Kraus en natuurlijk Ryan Mitchell. Dit is die kruit waar die sake uitgespook gaan word. Tussen hierdie 4 kante met toue omspan, waar Simon Skosana dan sy groot kans kry vanaand. Hy slegs die 7de afspraakmaker op die wêreldtitel. En internasionale beoordelaars van hierdie beoordelaars is meneer Marco Torres van Panama, Nicasio Drake van die Verenigde State van Amerika en Olfey Olfesson van Denemarke. Geen Suid-Afrikaner natuurlijk nie. Dit is Pinango. Sy wêreldtitel gordel daar om die nek. 'n pragtig geboude bokser het ons vroeër in die kleedkamer gesien en hy loop oor van selfvertroue. Simon Skosana met die blou Japon het baie ontspanne gelyk toe ons by hom gaan inloer het. Hy het voluit gestrek gelê op een van die banke in die kleedkamer. Maar ons is 'n bietjie bekommerd dat hy dalk effens te lig gaan wees vanaand. Miskien ietwat ooroefen. En Skosana, 'n man wat sy eie pad boontoe oop beklei het. Hy het eintlik nie in der waarheid 'n afrigter nie, maar 'n man wat homself eintlik leer boks het. Andries, jou indrukke? Pinango, soos hy daar staan, sien ek het 'n baie fris bobeen. En dit is 'n teken van 'n man wat baie sterk is. En ek hoop net dat Skosana nie vanaand die fout gemaak om te gaan probeer beklei met hierdie man nie. Alhoewel Pinango 'n stadige beginner is en 'n man wat nie baie vinnig in die kruit beweeg nie, slaan hy baie hard. Sy houe is ook stadig, maar as hy die kol tref, dan maak dit seer. Willie Tawil van Suid-Afrika, dan ook hier in die Randse Stadion in 1955 probeer om die kapokgewigtitel huis toe te bring. Hy het teen 'n baie goeie Robert Cohen van Frankryk destyds, man wat uit die Kongo gekom het, gelyk opgeboks in 'n geveg wat baie kenners gemeen het, Willie Tawil eintlik gewen het. Maar as Skosana vanaand hier wen, dan sal dit op ondubbelsinnige wyse moet wees, want dit is waarskynlik die laaste wêreldtitelgeveg wat ons vir 'n baie lang tyd in Suid-Afrikaanse bokskryt gaan sien. Ladies and gentlemen, whilst the boxers are gloving up, golden gloves. En as handskoene word aangegespe, eerste natuurlijk die wêreldkampioen daar in die middel van die kruit. Daar is sy loopbaanstatistiek.
23 gevegte, hy het 21 van hulle gewen, niks gelyk op nie en hy het slegs 2 verloor. Sy gewig 53,50, net binne die gewigsgrens van die kapokgewigte wat 53,52 kilogram is. Daardie 2 gevegte wat Pinango verloor het, was ook redelik aan die begin van sy loopbaan. Hy is nie 'n man wat gereeld boks nie. Hy het vir jaar slegs 2 keer geboks en dit was toe hy die wêreldtitel van Gabby Gonzalez afgeneem het en daarna dit met sukses teen sy Italiaanse uitdager verdedig het. Die aand toe hy die titel gewen het, Andries, was dit 'n baie goeie geveg teen Gabby Gonzalez, want almal het gereken dat Gabby Gonzalez het 'n baie goeie toekoms en hulle het gereken hy sal die titel baie lank hou. En daardie aand het Pinango gewys dat hy oor 'n baie goeie reguit linker beskik en hy het die geveg so te sê met 'n reguit linker gewen. Daar is Susana se statistiek, 25 gevegte, hulle weeg dus baie goed teen mekaar op. Hy het 23 gewen, ook slegs 2 verloor. En hy het baie min, ons het gepraat van die bekommernis omdat hy so min geweeg het, 52 kilogram. Dis heel wat minder as wat hy in die begin van die week ingeweeg het by die voorlopige mediese ondersoek. En 'n mens wonder of die man nie dalk effens te hard geoefen het vir die geveg nie. Maar dit kan ook 'n teken wees, Andries, dat alles nie heeltemal pluis is daardoor. Ons hoop maar van sy pad dat die oomblik vir hom nie te groot sal wees nie. Dat hy miskien 'n bietjie bekommerd is oor die geveg en dit is hoekom miskien 'n bietjie die gewig so laag afgebring het. Maar nou ja, ons sal maar moet sien wat gebeur in die geveg vanaand. Ek hoop maar net dat hy het geleer om daardie hande van omhoog te dra, want Skosana was alreeds 2 keer in sy loopbaan uitgeslaan. En dit was natuurlijk vroeg in sy loopbaan. Maar as 'n man uitgeslaan is, dan kan hy nog weer uitgeslaan word. Ja, ons het ook 'n bietjie bekommernis oor Skosana se wenkbroue. Hy word redelik maklik stukken geslaan daar. Ons het gesien dat in sy geveg teen Richard Morris hier in Suid-Afrika het hy 'n baie lelike kopstand ook aan die oog opgedoen. En dit het word hom baie gepla. Daar is hulle ouderdomme albei 26 jaar oud. En die lengte, Bernardo Pinango die langer man, 1,65 meter teenoor 1,52. Ook sy armlengte, daar het hy 'n effens korter armlengte as die van Simon Skosana, 77 teenoor 74,5 centimeter. Dit is eintlik die statistiek wat saak maak. Ons kan dit doen dat Skosana sy 2 verloor gevegte ook in die begin van sy loopbaan was in 1979 toe hy begin beroepsboks het teen Benjamin Tuzi wat hom uitgeslaan het in die eerste ronde en toe is hy weer uitgeslaan deur Edison Ramagole met uitklophou in die 5de ronde. Dit was in 1981. Hy is 'n man wat reeds lank sonder die onderrem boks. En nou ja, ons moet kyk vanaand of hy hierdie groot oomblik kan aangryp en vir Suid-Afrika verdere eer kan inhoes. Op die oomblik 'n klompie pragtige dames in die kruit met die vlae van die borge. Ons het vroeër hier 'n baie mooi vuurwerkvertoning gesien en 'n magnifieke KK-danser vertoning of danseresvertoning in die kruit. Die eerste maal wat ons so iets by 'n beroepsbokskruit sien. En ons kan maar net sê dat die vuurwerke is verby. Dit wat voor lê sal nou in die kruit moet geskied. En ook die dansers, die KK-dansers, as hierdie 2 boksers die fit en die energie het van die dametjies wat ons vanaand hier gesien het, dan behoort ons 'n baie goeie geveg te sien. 15 rondes van harde boks. Die kroon wat wag vir die wenner, die kampioenskapsgordel van die wêreld in die kapokgewig afdeling. Die skeieregter hier in hierdie geveg kom van Colombia, meneer Uriel Aguilera. Daar is Luis Pada, die afrigter en bestuurder van die wêreldkampioen, daar met die rooi pet rondgestap het. Daar is die hoek van Simon Skosana. Skosana wat baie rustig was. Andries, jy het self gesê dat jy voor 'n groot geveg eenslag aan die slaap geraak het in die kleedkamer. Dit is so, was baie ontspanning geweest en vol selfvertroue geweest ook. En dit was my beste geveg van my lewe wat ek daar aan geveg het. Meneer Roy van der Spy, die amptelike aankondiger. Skosana vir u identifikasie. Op die oomblik in die regterkantste hoek van die kruit, sodat soos u na die beeld kyk, daar is hy met die blou Japon aan.
Hy het 'n rooi boksbroek aan. En daar is die klein sak Hercules. 73,5 kilograms from Panama. Meneer Roy van der Spuy. Champion of the world, Bernardo Pinango. En daar is dan maar die klein sak Hercules, 'n klein maat, maar baie fris gebou hierdie man van Venezuela. Venezuela. En dit is daarom soet woorde daar, seker ook vir die uitdager, die kapokgewig kampioen van die wêreld. Nou ja, Skhosana moet probeer om daardie titel syne te maak, maar dan sal hy moet optree as die matador teen die bil. Hy sal moet in en uit beweeg en Skhosana ongelukkig iemand wat bekend is as 'n baie stadige beginner. Man wat baie stadig begin, dit neem hom gewoonlik so 3-4 rondes om vol op stoom te kom. En kom ons luister. As die skeieregter baie vinnig vir hulle sê, skoon geveg, eerste ronde oor 15 rondes, dan Simon Skhosana van Suid-Afrika en die wêreldkampioen Bernardo Pinango. Daar lê die klok, die skeieregter het daarvoor gewag en hulle kan begin. Skhosana het ons gesê stadige beginner en ons het gehoor en in die skermkryt gesien dat Pinango beskik oor 'n blitsige reguit linker en ook 'n pragtige opstopper. Skhosana se beste hou 'n linkerhand. Pinango lyk of hy vinnig geveg wil maak in die ene. Hy is op die aanval en hy slaan baie vinnig met daardie regterhand van hom. 'n Bietjie laag met die linkerhand, maar Skhosana moet sal daardie hande van hom moet optel en beweeg. Pragtige hou van Skhosana geweest wat baie mooi getref het daar. Dis weer sy gevaarlike linker wat ons van gepraat het. Pinango het in sy vorige gevegte gewys dat sy verdediging is bietjie verdag. Skhosana moet dit uitbyt. Hy moet daardie linker hak van hom goed inspan, want dit is sy beste hou. Dit is ironies dat in hierdie laaste wêreldtitelgeveg seker in 'n lang tyd in Suid-Afrika nadat die WBV dit goed gedink het om ons te skors, dit 'n swart Suid-Afrikaner is wat om die wêreldkroon beklei. Skhosana lyk baie kleiner as Pinango in hierdie geveg, Andries. Sy bene is baie dunner. En sien Pinango is baie sterk. Ek is verbaas dat Skhosana vanaand eintlik baie vinniger begin het as wat hy gewoonlik begin. Hy's 'n taai kerel, hy kan uitgeslaan word, maar hy het daardie vegtersinstink. Dit het ons ook gesien in van sy vorige gevegte. Hy het sy wêreldranglysplek verdien teen Edgar Roman toe hy baie goed geboks het. En onlangs in Durban het hy net so 'n goeie vertoning teen Solano gelewer, nog 'n Suid-Amerikaner. En eintlik skitterend geboks dan weer. Skhosana is 'n gewese slyper en ons hoop dat sy houe vanaand geslyp sal wees om die kol te tref. Hoe vinnig die wêreldkampioen wegbeweeg en baie goed daardie houe van Skhosana ontwyk het. Dit is maar die eerste ronde en die geveg moet oor 15 gaan. Die Suid-Afrikaanse kampioen het nog nooit langer as 10 rondes geboks nie. Die manne is nog 'n bietjie versigtig van mekaar in die eerste ronde. Hulle is nog styf. Hulle maak nog nie los dat die houe lekker vrylik loop nie. Albei by die voorlopige ondersoek baie rustig geweest. Die pols van Pinango was 60 teenoor Skhosana se 64 en Pinango se bloeddruk 110/70 teenoor Skhosana se 100/60. En dit was eintlik 'n lae hou wat die skeieregter nie raak gesien het nie aan die kant van die wêreldkampioen. Bloklei, makkerige eerste ronde en 'n eerste ronde dink ek Andries waarin die Suid-Afrikaanse kampioen baie goed vertoon het. Hy slaan baie vinnig met daardie linkerhak van hom. As Pinango met daardie linker opstopper van hom probeer na die lyf toe, slaan Skhosana baie vinnig met daardie linkerhak van hom. En moet net meer gemoed weer hou sien. Daar is die hoek dan van Skhosana. Daar is die Suid-Afrikaanse kampioen.
levanta siempre la derecha y haciendo cintura, pasando Sy hoek is sy afwagter Johnson Beck en die styl Suzanne, né? Ok. siempre abriendo con el saco. Ek dink dat Simon Skusana kan baie tevrede voel met sy vertoning in die eerste ronde teen Pinango. Hier is 'n lekker skare nou teenwoordig. Ons het gesels met mense van Kommetjie tot Moresburg wat vanaand hier is om te kom kyk of Suid-Afrika nie 'n tweede wêreldtitel kan inpalm nie, want as dit gebeur, sal dit 'n unicum in die Suid-Afrikaanse geskiedenis wees. Andries, daai houe wat die wêreldkampioen nou geslaan het nie baie krag agter hulle gehad. Die stoot hulle swaar vir die skouer af. Hy boks so in sy vorige geveg, het ook gesien dat hy stoot daardie hou van hom uit. Hy slaan nog nie met veel krag nie. Blykbaar wil hy kyk wat is Skusana se planne. Ons het ook nog nie die regheid linker van die Venezuelaan ordentlik gesien nie. Hy stoot hom net uit. Hy voel so na Skusana met hom. En het was Skusana wat 'n paar keer tot dusver mooi getref het met die regheid linker. Maar Skusana beweeg verkeerd, Andries. Hy beweeg na Pinango se regterkant toe. Ja, vinnige aanval van Simon Skusana. Goeie aanval van die Suid-Afrikaner. En soos ons gesê het aan die begin, dit is eintlik snaaks vir hierdie springsbokser, want hy is 'n stadige beginner. Ja, en dit is soos Skusana boks. Hy boks in sulke sarsies. Dit is maar die tweede ronde, daar is nog 'n lang pad om te loop, maar tot dusver kan Suid-Afrika glad nie hoed in die oë trek oor die vertoning van sy kapokgewigkampioen Simon Skusana nie. Hy is net 'n bietjie platvoet, Andries. Hy beweeg nie baie nie. Dit is tot dusver in hierdie ronde is dit Skusana wat die aggressiefste van die twee is, en hy is ook besig om die wêreldkampioen hier op die agtervoet te druk. Ek is eintlik verbaas dat Skusana vir Pinango laat terugbeweeg. Maar dit kan taktiek wees van die kampioen om vir Skusana in hom in te trek. Dit is natuurlijk 'n vraag, want Pinango was in die begin van die week met die eerste voorlopige mediese ondersoek was hy meer as 'n kilogram oorgewig. En hy het nou net mooi binne die gewigsgrens ingeweeg. Nou weet 'n mens nie of hy dalk gewigsprobleme het en of dit vanaand as hierdie geveg met 15 rondes duur sy tol gaan eis nie. Baie laag hou weer 'n slag, die tweede keer. Die slag het die skeieregter meneer Aguera dit raak gesien. Pinango is baie groot vir 'n kapokgewig. Hy het dik bene en sy bolyf is ook baie gespier. So ek dink dat as hy gewigsprobleme gehad het, sou hy gesukkel het om die gewig af te kry. En as hy dit wel reg gekry het sonder homself swak te maak, dan kan dit dalk probleme vir Skusana beteken. Baie goed toegemaak deur Simon Skusana toe daardie aanval kom. Sy regterhand het by die gesig en die houe goed afgekeer. 'n Goeie tweede ronde weer eens. 'n Ronde wat baie gelyk op verloop. Ons hoor wat sê hulle daar in Skusana se hoek. Ja. Aku boleh ngecek. Obat dikasih. Oke. Kamu bisa ngomong saya begitu. Ya. Ngomong saya begitu. Wanneer begitu saya itu. En aan die oorkant van die kant is 'n staande Pinango. Ungayizwa. Sengizwa lawo. Zo. Die man wat so beduie daar is een van sy afrigters, Jacinto Palacios. Die kerel met die kips buitekant die kruit is Pinango se afrigter, bestuurder Luis Espada. Round number 3. Die derde ronde van hierdie geveg gaan begin om die kapokgewigkroon van die wêreld en baie gelyk op tot dusver met Skusana wat wonderbaarlik vinnig begin het en tot dusver uitstekende rekenskap van homself gee. Pinango is lief om na die lyf toe te slaan, Andries, maar hy slaan 'n bietjie laag met daai linkerhand van hom. Dit is 'n goeie twee-hand aanval van Skusana gewees daarso.
Prachtige aanval van Skusana. Hy is weer bezig om die wereldkampioen in Trirad te laat boks. As hy dit kan volhou, dan gaan dit vir hom 'n goeie geveg word. Ek het aan die begin gesê, ons laaste 2 wêreldtitels is teen Suid-Amerikaners gewen deur beide Piet Kras teen Ossie Ocasio en Brian Mitchell teen Alfredo Lane. En dit sal die Suid-Amerikaners se harte seker baie sterk laat huil as hulle nog 'n titel hier moet kom afstaan. Dit was 'n baie wille aanval van Skusana. Pinango gee mense die indruk, Andries, dat hy is baie op sy gemak teen Skusana. Dit lyk of hy nie veel bekommerd is oor Skusana se houe nie. Prachtige 2-hand aanval weer eens van Skusana. En daar wys 'n merkdok aan die oog van Pinango waar daardie houe hom getref het. Hulle was hard, hulle was deeglik, hulle is met krag geslaan. En die linker oog van Pinango is so effens opgehewe. Skusana het slaan hom redelik goed raak met daardie regterhand van hom. Ek wag nog met angs vir hierdie reguit linker aanval en opstopper aanval van Pinango. Ons het dit nog nie regtig na wense gesien nie. Skusana het nog nie eintlik die kans gebied om daardie hou te slaan nie, maar Skusana het hom nou net met sy laaste aanval het hy met 'n goeie linker raak geslaan. En Pinango moet nie toelaat dat Skusana met te veel met daardie hou raak slaan nie. En dan kan dit hom probleme veroorsaak. Dit is 'n ver pad van Venezuela af na Johannesburg se Randse Stadion toe. En hierdie Suid-Amerikaner het reeds geteken om sy titel nog 'n keer te verdedig. Dit sal die 3de keer wees, vanaand die 2de keer. In sy vorige verdediging het hy vir Ciro de Leva van Italië uitgeklop met 'n tegniese uitklophou in die 10de ronde. Hy is dus 'n knaande aanvaller, maar tot dusver moet hy sy verdediging ken, hoor. En weer op vir 'n laag. Skusana wag sy kans baie mooi af. En hy vang elke keer vir Pinango met daardie regterhand. Klok het gelei, die 3de ronde is verby. Daar was kritiek teen die hoek van Simon Skusana in Durban met sy vorige geveg dat hulle tot sekondes verloor wanneer hulle bokse. Maar tot dusver baie vinnige werk en baie goeie werk. El gancho se me sorprende. El gancho te está sorprendiendo. Y dale abajo, voy a seguir dándole abajo. No muy abajo del todo, pero seguir dándole abajo. Está bien. Está cansado, ya le están poniendo hielo en el hígado. Mira, ¿lo ves? El Javi dándole abajo. Pinango het nog nie een keer gaan sit het na 'n ronde nie. Hy bly staan in die hoek terwyl sy manne Spaans met hom gesels. Hoe hulle die verloop Scheidsregter meneer Uriel Aguilera van Colombia. Skusana moet hier baie gebruik maak van daardie reguit linker van hom, Andries, want hy kom reg deur Pinango se verdediging met daardie reguit linker van hom. Hy moet hom die pad oopmaak met daardie hand. Soos ons Skusana in sy vorige gevegte, hy het al heelwat teen buitelandse teenstanders geboks leer ken het. Daardie man is baie geneig om laag te slaan, Andries. Die scheidsregter se oë is lyk my nie heeltyd daarop gerig nie. Die houe tref bietjie laag, ja, op die band. Hy was besig om te sê dat Skusana in sy vorige gevegte teen ingevoerde teenstanders hoe later hoe kwaader geboks het. 'n Goeie aanval weer van Simon Skusana. Dit lyk vir my asof hy hierdie Suid-Amerikaner effens onkant vang elke slag as hy so inspring-storm, Dries. Dan tref hy met 'n linkerhak. Maar Pinango, hy boks baie lui. Hy boks soos 'n man wat nie lus is om te beklei nie. Maar in sy vorige geveg toe hy teen Ciro de Leva geveg het hy maar dieselfde manier beklei en hy is hier van die 7de ronde af begin 'n krane oopdraai en de Leva kon nie daar die 10de ronde oorleef nie.
Nou begin die wêreldkampioen ook 'n bietjie meer stil staan en vir Skhosana terugjaag. Die linkerhand van Skhosana weer getref. Dit is natuurlijk die Suid-Afrikaner se beste hou en daar's baie krag in daardie hou. Hy het al menige teenstander daarmee laat arpuis ry. Hy moet dadelik opvolg met 'n regter nadat hy met daai linkerraak geslaan het. Want Benango se linkerhand is laag as hy daar getref word met daai linkerraak. Ja, 'n pragtige kombinasie aanval van Skhosana. Regter wat die kampioen volle bekend getref het. Prachtige aanval van Simon Skhosana en die gesig van die Suid-Amerikaner wys daar die houe. Nou raak Skhosana warm. Nou boks hy soos wat ons gedink het hy moet, soos die Toreador wat die bil agterna sit en 'n pragtige aanval van Skhosana. En met daardie houe dink ek het Simon Skhosana vir hom hierdie ronde beklink. Weer 'n lae hou, maar weer sien die skeieregter dit nie. Hy moet net oppas om nie te oorywerig te raak nie. Ja, dit is die 4de ronde en ons het gesê dat Skhosana neem so 3-4 rondes om behoorlik op dreef te kom. En dit was 'n behoorlike op dreef Skhosana wat ons daar gesien het. Baie goeie ronde vir die Suid-Afrikaner. Benango lyk nie tevrede met homself na daardie klompie hou wat hy ontvang het nie. En dink sy mense spreek hom hard aan die hoek. Kom ons kyk na Simon Skhosana. Rechts in beeld met die rooi boksbroek. Nou met die rug na hier toe. Pragtige linker wat deurkom daar. Weer 'n slag. Hy slat vir Benango baie maklik met daardie linkerraak. En dit was 'n uitstekende ronde. Die beste ronde tot dusver vir Simon Skhosana. As hy daarop kan voortbou, dan sien ons baie hoop vir hom aan die einde van die ton. Skhosana weer rechts in beeld. Om daar die regter wat ons van gepraat het en die tweede regter opgevolg met 'n linker wat hy voorby swaai. En jy sien dat die wêreldkampioen daar redelik onbeholpe gelyk het. Dit is die 5de ronde. En 'n uitstekende vertoning, ek wil dit herhaal want tot dusver is Skhosana baie hard aan werk in teenstelling met sy vorige gevegte waar hy gekritiseer is dat sy werktempo nie sterk en nie vinnig genoeg en nie goed genoeg was nie. Is hy besig om werklik waar met verskillende houepunte aan te teken. Benango het nog nie met veel krag geslaan nie. Hy stoot sy houe. Daardie reguit linker van hom is baie stadig op die oomblik. Hy stoot hom net so uit. En Skhosana moet dit uitbyt. Hy moet aan die binnekant van daardie linkerhand van Benango inbeweeg en met sy linkerhaak slaan. En Benango laat sak daar die regterhand van hom sodra hy met daardie linkerhand van hom slaan. Baie bedeesde Skhosana tot dusver in die 5de ronde. Waarby sy geleentheid sy kans afwag om die hou te plant wat tel. En dis 'n beter ronde vir die wêreldkampioen. Hy beweeg nou uit die pad uit van die houe. Hy staan nie meer so stil nie. Dit is 'n laag. Ja, hy is geneig om hulle daar te slaan. Word gewaarsku deur meneer Aguilera. Die manne, die skeieregter en Benango praat natuurlik dieselfde taal en hulle kan daarop verstaan wat die ander sê. Dit is natuurlijk altyd 'n gevaar, Andries, wanneer 'n man soos Benango lyfaanvalle doen, dat jy dalk 'n bietjie laag kan afklim met die hou. Dit is so. Hy slaan daar die linkerhand van hom, maar hy laat sak sy hand te laag wanneer hy die hou slaan. En dit is hoekom hy dan laag slaan. En dan natuurlijk nog Skhosana is in 'n gebukkende houding ook. Wat dit nog 'n bietjie moeiliker maak om die lyf behoorlik raak te slaan. Skielik in hierdie 5de ronde is die Suid-Afrikaner nie heeltemal so suksesvol met sy hou as wat hy die voriges was nie. Sy tydsberekening daar ook nie so goed nie, want die Suid-Amerikaner die swaai sy lyf soos 'n adder heen en weer
koperkapel en hy word nie so maklik raak geslaan in die ronde nie. Ek dink Pinango is hierso besig met 'n plan. Hy is besig om vir Scorsana in 'n ding in te lok. Want hy wag dat Scorsana slaan en dan slaan hy met vinnige teenhoue. 2 keer het die reguit linker van die Suid-Afrikaner daar deurgekom. En baie mak, eintlik tot dusver waarskynlik die teleurstellendste ronde van almal, die 5de. Dit is dan 'n derde van die geveg agter die rug. No hay problema. Caminar y un poco laterales. Poner vaselina ahí. Sí. Caminando, que esa es tu pelea. Caminando, que él no sabe. Y si no te quieres Tienes que amarrar, a veces amarrar también. Pero siempre con el... Mense mag eintlik nie loer op die skeieregter of die beoordelaar se telkaart nie, maar ons het insaag gehad laas ons in een van die telkaarte en op die oomblik dat hierdie beoordelaar die Suid-Afrikaner voorloop met 3 punte teenoor 1. Hy maak dus 1 ronde gelyk op. Hy gee vir Scorsana 3 rondes en hy gee vir Pinango net 1. Maar dit is maar een van die beoordelaars, ons gaan nie sy naam noem nie. Nommer 6 is die ronde en Simon Scorsana. Ek het vanaand gevra wil hy Simon of Simon wees, toe sê hy dis mos maar dieselfde ding. Baie beskeie, stil bokser, stil mens Scorsana en iemand wat soos ons genoem het eintlik homself leer boks het. Hy het nooit werklik 'n afrigter in die ware sin van die woord gehad nie, Andries. Nie sover ek weet nie, Andries, dat hy het hom self altyd maar self afgerig en self gehelp. Hy het maar net mense wat hom 'n bietjie raad gee en hom bystaan in die hoek. Hy is baie bewus daarvan dat die oë van Suid-Afrika vanaand op hom is. Hier is daar misnoor van die skare, is daar die hou baie gevaarlik laag beweeg van Pinango. En Scorsana wat in die vorige ronde 'n pragtige regter van Scorsana 2 keer na mekaar min van sy linkerhand gebruik gemaak het, wou ek sê, gebruik het baie beter en weer 'n goeie aanval van die Suid-Afrikaner. Dit was 4 houe daardie wat getref het. Hy het beslis vir Pinango geskit daar met daardie 2 houe. Eintlik 3 regterhande wat hy hom raak geslaan het. Pinango stel my nogal 'n bietjie teleur, Andries. Hy boks nie soos 'n ware wêreldkampioen nie. Hy stil op sy gemak. Ja, behalwe as hy miskien 'n plan het vir later in die geveg, weet ek nie, in hierdie eerste klompie rondes het hy nie werklik oortuig as 'n groot kampioen nie. Sy houe is baie stadig. Hy voer sy houe baie stadig uit. Sal dit nie ironies wees nie, Andries, as dit 'n swart Suid-Afrikaner is wat na die WBA verbod nog 'n wêreldtitel Suid-Afrika te bring. En dan sal hy dit in die buiteland moet verdedig. Simon Scorsana, vir die wat nie gehoor het in die begin nie, die man met die rooi boksbroek teenoor die wit boksbroek van die wêreldkampioen Bernardo Pinango van Venezuela. Scorsana dra sy hande baie mooi hoog. En wanneer hy ook sy houe slaan, dan is sy kop agter die skouers. En hy's 'n baie moeilike teken vir Pinango om raak te slaan. Ek is veral verbaas oor die wyse waarop Scorsana vanaand van 'n reguit linker gebruik maak. En selfs sy verdediging teen die reguit linker opgeknap het, want dit was een van sy probleme in vorige gevegte, dat hy maklik raak geslaan word met die linker. Ongeveer 12.000 mense in heerlike koel weer sonder 'n teken van reën in die Ramse Stadion, wat op die punte van hulle stoele sit en kyk na hierdie groot oomblik in Suid-Afrikaanse boks. Die 17de Suid-Afrikaanse beroepsbokser wat probeer om 'n wêreldtitel terug te bring na die Republiek. Slegs van hulle tot dusver kon daarin slaag. Que está le está dando chance al gancho largo de él. Te tenés que tratar de acercar más. Acercarte más si vos tenés más habilidad para trabajarle adentro. Y tirar la mano, ahí la podés tirar dura. Porque con el volado es donde te agarras, En een stadige actie het zo gelijk. Prachtige rechter van Scorsana, weer een rechter van Scorsana. En dan sak hij af onder toe net voor hij weer die rechter gaan gooien.
Dit was houe wat oordentlik hard geslaan is en goed getref het. Daar is weer 'n regter van Skhosana. En weer eens keer. Ek dink dat Simon Skhosana tot dusver baie slim boks. 'n uitstekende vertoning lewer teen 'n man teen wie baie mense hom nie die geringste kans gegee het om miskien 3 rondes te oorleef nie. Pinango moet net nie toelaat dat Skhosana te ver voor raak op punte nie. Want as die geveg dan die volle 15 rondes gaan duur, gaan dit hom probleme veroorsaak. Pragtige regter weer eens van Skhosana wat getref het. En dis Skhosana en hy's weer Pinango. 'n baie goeie aanval van die Suid-Afrikaner. Onmiddellik kom die Suid-Amerikaner oorrent. Maar hy's neeglik neergeslaan. Hy's nie omgestoot nie. En Simon Skhosana wat nou bloed geruik het en op die oorlogspad is. Pinango beslis in die moeilikheid. Wêreld en dis Skhosana wat daar die hou kry. Pinango wat wys hoekom hy 'n wêreldkampioen is. Sy hoekbeduie vir hom gaan in. Twee die manne hier in geval. Lyk vir my asof Pinango so 'n klein snytjie ook aan die linkeroog het. Maar Skhosana weet nou dat hierdie man nog net so hard kan slaan. Hy sal seker 'n bietjie meer versigtig wees, maar 'n dramatiese ronde. Skhosana op die aanval. En Pinango teen die toue. Pragtige geveg en 'n pragtige 7de ronde. Pinango se verdediging is power en hy het geen antwoord op daardie regterhand van Skhosana nie. Chris, is daar fout met ons mikrofone? Ons hoor nie ons oordentlik nie. En weer 'n slag is dit die Suid-Afrikaner wat kruitvloer toe gaan. Pinango se mense wys vir hom kom vorentoe en val aan. En nou moet Skhosana keer, hy's in die moeilikheid. Hy moet vasval, hy moet vorentoe kom en wegkom van daardie houe van die kampioen. 'n Dramatiese 7de ronde waar die geveg op byna vir elkeen van hierdie boksers beëindig het. Skhosana moet nou sy hande ophou en nader aan Pinango bly. Simon Skhosana wat bewys het hy kan opstaan en aanval. En weer 'n slag. Het ons weer 'n Romero Amaya en 'n Arnold Taylor geveg op ons hande dalk hier. Chris, is daar iets verkeerd met ons mikrofone? Ons weet nie, dit pla verskriklik in ons ore. Ek gaan my oorfone afhaal want ons kan nie so hoor nie. Okay. Pragtige ronde vir al twee hierdie boksers. Pinango wat gewys het hoekom hy 'n wêreldkampioen is en Skhosana wat gewys het hy het murg in sy pype. En nou wil hierdie manne mekaar hier finaal verslaan. Skhosana wat pragtig opgestaan het en wat die ronde eindig deur aan te val. Dit was drama, Andries. Dit was drama. Dit was 'n pragtige boks. Ek dink daardie hou het vir Pinango beslis wakker geskit. En hy het vir Skhosana met 'n baie mooi regter ook plat geslaan. Kom ons kyk daarna. Simon Skhosana met 'n linker dan 'n regter wat die Suid-Amerikaners se bene laat styf word. En weer hy linker en dan die regter wat hom agteroor laat styer en dit is die keer wat die Venezuelaan op die kruitvloer gaan rondkuier het. Hier is 'n ander deel van die aksie in stadige spoed. Pragtige linker, kort linker van die Amerikaner wat vir Skhosana laat neersak planke toe. Nou wag die 8ste ronde en ek dink die uur van waarheid vir albei hierdie boksers het aangebreek. Albei het gewys hulle kan opstaan as hulle gelê het. En nou gaan dit afhang wie eerste daardie baie harde hou geplant kry. Dit is ronde nommer 8. Dit was 'n lelike hou wat Skhosana daar gekry het nou wat daar die linker oog van hom opgesny het. 'n Baie lelike sny onderkant Skhosana se linker oog. En dit is die oog wat vir hom van tevore probleme besorg het.
Nou kan 'n mens maar net hoop dat daardie ding hom nie gaan probleme besorg nie. Ons merk op dat uit die hoek van Pinango skreeu Louis Spada. Val aan, jy kan die geveg dalk nou beëindig. En Skhosana sal nou daar een harde hou moet probeer klamp om die geveg in sy guns te swaai. Baie lelike snymerk teen Simon Skhosana se oog. Die bloed stroom daaruit. En dit sal baie jammer wees as hierdie geveg so beëindig word. Want met die verbod van die WBV is dit twyfelagtig of Skhosana weer 'n kans sal kry. Dit is die 8ste ronde. Medoenloze Pinango wat nou aanhou aanval. Daardie bloed moet vir Skhosana baie pla. Ek dink hy kan sy teenstander so goed sien nie. Merklik dat die handskoene selfs van Pinango is rooi van die bloed. Ja, Skhosana bloei baie lelik onder daardie linker oog van hom. Hy vee kort met die handskoen daarteen. Dit is die fout wat hy maak. Hy moenie met daardie handskoen oor daardie oog van hom vee nie. Want dan maak hy dit nog erger. Hy vee die bloed in die oog in en dit kan hy glad nie sien nie. Dit is eienaardig dat Pinango nie van hierdie geleentheid gebruik gemaak het tot dusver om 'n ewige aanval te loods nie. Dit is asof hy sy kans afwag om die finale hou te slaan. Dit is Skhosana wat daardie aanval loods. Hierdie man het moed. Ek dink daardie 7de ronde het vir Pinango laat wakker skrik. En hy het besef dat hy veg teen 'n man wat wel kan hard slaan. Mens dink terug aan 'n geveg tussen Richie Keits en daardie wille Argentyn, 'n pragtige linker van Skhosana wat deurkom. Toe die bloed net so vrylik gevloei het en toe Keits nie daardie voordeel kon benut nie. En daardie ronde is oorleef deur die Suid-Afrikaner op 'n pragtige wyse. Baie goed teruggekry. Ten spyte van die lelike sny. Ons sal moet sien wat sy hoek daaraan kan doen. We staan ons hoek toe. Ons kan sien dat die depper wat hulle gebruik daar vol bloed is. Is 'n lelike sny. Geveg waarna ek verwys het is natuurlijk tussen Victor Galindez en Richie Keits van Amerika. No te puede. Bien trabajada. No te puedes tirar negro, no te quedes parado de frente. Louis Eso es todo. sê No die te man puedes wat quedar parado de eerste frente. bloei Ya. verloor die geveg. Tenemos. Hier was dit Simon Skhosana van Springs. Kyk as waar redelijk die goeie werk gemaakt is van sy oog. Dis nog maar bloederig daar. En ons kyk wat gebeur in die 9de ronde. Hoe hierdie geveg ook al gaan eindig, een ding is seker en dit is dat Simon Skhosana van nêrens afgekom het as 7de aanspraakmaker en sekerlik vir Bernardo Pinango baie lelik skrik gemaak het vanaand. Pinango lyk nou baie meer versigtig vir Skhosana se houe. En glad nie meer so op sy gemak nie. Dit is 'n harde pad boontoe in die bokswêreld en dit is 'n baie styl pad na 'n wêreldtitel. Pinango voer sy hou so of hy ongemaklik slaan uit anders. Maar jy kan sien daar is baie krag in daardie hou van hom. Dit stroom weer uit die oog van die Suid-Afrikaner. Skhosana moet reguit linker van hom gebruik om naby aan Pinango te kom. En dan
Dan moet hy lostrek met daar die regterhand in die linkerhak. Als het Simons Kusana die bezig is om die energie te sparen. Slaan heel wat minder houden als in die vorige is. En hij is baie voorzichtig vir daardie oog van hom. Handen hoog voor die gezicht. En waarschijnlijk zal daardie boksbroekie wat Pinango aan het ook een plek in die Suid-Afrikaanse boksmuseum kry langs die bloedbevlekte hemd van ons voorste scheidsrechter Stan Christodoulou, die hemd wat hy aangehad het in daardie gevecht tussen Galinde en Richie Keits. Het is baie duidelik nou dat Pinango wag vir Skhosana om aan te val en dan slaan hy teenhou. Dit is jammer om te sien dat Skhosana het nie veel kennis van die binnengevegte nie. As hulle teen mekaar kom, dan doen hy baie min werk. Hy kan waardevolle punte insamel daar in die binnengevegte en vinnig slaan en wegbeweeg. Tydens hierdie 9de ronde sou ek kan nie 'n telkaart hou terwyl ons praat nie, maar ek sou dink dat hierdie manne baie gelyk op is wat die punte betref. Miskien Skhosana dalk nog selfs 'n punt voor. En daar is weer geleentheid vir die hoek van Skhosana om te kyk na daardie oog. Baie vinnig is John Sepeku daarin in City. En aan die ander kant is dit nog steeds Pinango wat weier om te sit. Hy bly staan. Dit het ons al dikwels gesien met hierdie Suid-Amerikaanse boksers veral. Dis Skhosana se hoek. Okay. Hard gewerkt daar in die oog met die staaldruppels. Al die moetie wat hulle daar insit. Keer dat die oog nie verder bloei nie en nie verder plaan. Andries, kan jy uit jou hoek uit sien hoe lyk die oog nou? Die oog bloei nog baie swak, baie sterk. Hulle kan nie daar die boets stol nie. Dit is die 10de ronde. 10de ronde en Suid-Afrika. Ons kan die hoed maar hoog lig hoe hierdie geveg ook al eindig vir 'n baie moedige Simon Skhosana wat werklik waar uitstekende rekenskap van homself gee. Bo verwagting goed vaar. Onthou hy is maar die 7de aanspraakmaker op hierdie titel en hy het hierdie kans met albei hande aangegryp. Baie ongelukkig dat hy op daardie oog, dieselfde oog waar 'n kopstamp dit in 'n vorige geveg oopgesny het, weer oopgeslaan is, want dit moet hom werklik waar kort piek. Skhosana slaan net nou te min houe Andries. Hy loop agter Pinango aan, maar hy slaan. Hy moet daar reguit linker van hom inspan en slaan. Hy moet dan kom punte opstapel met daardie linkerhand. Hy kan nie toelaat dat Pinango alleen nog slaan nie. Hy het gestrekel daar. Scheidsrechter meneer Agueda, die bediener gee die handskoene af, op die kretvloer geraak. En het lijkt voor mij nou is die Zuid-Amerikaners oog ook opgeslaan, Andries. Prachtige tweehand aanval van Simon Skhosana. Alla wereld, maar die man lijkt besmeerd van die bloed. Ons praat van Skhosana en toch boks hy prachtig. Ek wil het my of is daar 'n klein snytjie bokant Pinango se een oog. Ek dink is maar net bloed van Skhosana af. Mooi gebaar van die Suid-Afrikaner. Dit is reeds die 10de ronde. As Pinango vorentoe gekom het daar, dan het Skhosana hom met 'n kort linker getref in die kant van die gesig. Andries, jy het professionele ondervinding daarvan. As 'n man se oog so opgeslaan is, voel jy dit daar uit in daardie tyd in die kruit of was jy te besig om te boks? Sodra jy begin kennis vat van die besering wat jy opgedoen het, dan is jou gedagte nie meer by die geveg nie. Maar ek sal aanraai vir sy mense in die hoek om nie te veel probeer van die goed aan te smeer wat die bloed stol nie,
Hulle moet drukking gebruik om die bloed te stop. Teen die einde van die ronde is dit weer Simon Skhosana wat probeer aanval. Nou, as die wêreldkampioen werklik gewigprobleme gehad het, dan behoort dit van hierdie ronde af te begin wys. En daar's 10 rondes verby en as hy gaan begin probleme kry met energie en fiksheid, dan gaan dit hier van die 11de af begin tel. Die klok lui, daardie ronde is ook iets van die verlede en nog steeds is Simon Skhosana daar met 'n kans om die wêreldtitel te wen. Ja, hierdie geveg is nog glad nie verby nie. Kan maar net hoop dat Skhosana se mense daardie bloed kan stop. Die skeieregter moet ons sê, die is blijkbaar tevrede dat die wond nie te ernstig is nie, want hy het nog nie die hulp van die dokter geroep om te kom kyk nie. Die senator John City daar met die bakker. Pas op. En dan ja, dan moet toe man. Die mengsel wat hulle daar gebruik, anders lyk vir my so staaldruppels. En dan 'n spuitmiddel. Elkeen net maar sy eie moed hier versny, hè. En as dit baie keer 'n geheim wat baie goed bewaar word deur die man wat spesialis versnye is. Dit is Simon Skhosana en Bernardo Pinango om die kapokgewigtitel van die wêreld. Maar hulle kan nog steeds nie daardie bloed gestol kry nie. En Skhosana beweeg ook nou verkeerd. Maar Pinango se regterkant toe. Hy het ook die prys daarvoor betaal 2 keer na mekaar. Dit is die 11de ronde. Natuurlijk is hierdie skare bankvas agter die bokser van Springs, Kwatema. En vermoed en uithou vermoë moet ons vir Simon Skhosana volpunte gee. Want hy gee net soveel terug as wat hy ontvang. Hy goed raak geslaan deur Skhosana weer 'n slag. En die Suid-Amerikaner skud so slag sy kop asof hy nie baie daarvan hou nie. Daar was 'n kopstamp geweest daar so tussen die twee manne. En nou is Skhosana soos ons hom gesien het teen Richard Smith. Hy is stukken geslaan, maar hy is op die aanval. En het lyk nie asof enige een van hulle op die oomblik enige probleme met fiksheid het nie. Hulle is nog al twee redelik vlugvoetig. Skhosana natuurlik 'n man wat eintlik platvoet boks. Maar Pinango wat nog goed beweeg. In die binnengeveg is dit Pinango wat die oorhand het. Pinango lyk nie of hy 'n man is wat kan hard slaan nie. Andries, hy stoot daar die hou van hom. Maar jy kan sien daar die hou van hom is baie kragtig. Skare die is nie baie gelukkig oor die houe wat laag tref van Pinango nie. Skeieregter so 'n halwe ou gebaartjie om te wys lig die houe, maar dit beteken ook nie veel. Dis 'n beter ronde hierdie vir Pinango. Want hy het 'n paar keer goed raak geslaan. Skhosana steeds vorentoe. Al agter sy man aan, die jagter en die prooi. En 'n pragtige hou van Simon Skhosana. Gaan Skhosana, skreeu die skare. En hier is waarde vir geld. Vir geen oomblik word die druk op die wêreldkampioen afgehaal nie. Skhosana weer op die aanval en Pinango lyk nie baie goed nie. Pragtige hou van sy, Pinango daar jou gevoel, dit was 'n kort regter wat vir hom baie hard geskit het. En dit is Skhosana, dit is Skhosana se ronde. Ja, Skhosana het vir Pinango daar goed seer gemaak. Baie vinnig is die man oor die toue daar, die helper van die wêreldkampioen. Want ek dink hulle was 'n bekommerde loetjie in die Suid-Amerikaners hoek aan die einde van daardie ronde. Einde van die 11de ronde en 'n baie goeie eindronde aanval deur Skhosana.
Penango haal diep en zwaar asem daar in die hoek, Andries. Ek dink dat Skosana moet nou van hierdie ronde af kwaai druk toepas. Kom ons kyk daarna, Dries, hier kom hy. Skosana wat die man eenvoudig van hom af wegstoot. En jy kan sien dat Penango is baie versigtig vir die houe van die Suid-Afrikaans. Steeds 'n staande Penango daar met Jacinto Palacios en Luis Espada by hom. En dit gaan die 12de ronde wees. Met die Suid-Afrikaner nog steeds daar met 'n goeie kans om dalk hierdie geveg te kan wen. Hy moet net nie verdediging oorboord gooi nie, soos wat hy gedoen het in daardie ronde toe hy 2 keer plat geslaan is nie. Want wat punte betref gesels hy baie lustig saam met die wêreldkampioen. En Simon Skosana het vanaand reeds baie diep in die harte van Suid-Afrikaanse boksgeesdriftiges ingekry wat hom dalk van tevore nie juist geken het nie. Hy sal net oppas met daardie regterhand van Penango, Andries. Dis hou wat hy baie hard slaan. Een ding is seker en dit is dat Penango baie versigtig is vir die slaankrag van sy teenstander. Andries, het lyk nie vir my of daardie gesnyde oog juist vir Skosana soveel pla nie. Goeie aanval van die Suid-Amerikaner. Skosana sal moet pad gee, hy doen dit ook. Hy weet eintlik moet hy vasval. Nou beweeg hy terug en hy kry die Suid-Amerikaner kans om momentum in daardie houe te kry. Ja, hy gooi sy hande af as hy terug beweeg. En dit is wanneer Penango hom raak slaan. Dit is die sterkste aanval van die wêreldkampioen nog tot dusver in hierdie ronde van die geveg. Ons is nie baie beïndruk met die manier waarop hierdie skeieregter die geveg beheer nie. Hy is eintlik oneffektief. Daar slaan Penango daar die eerste keer die regter opstopper. En dis hou wat hy baie hard slaan. Ja, dit is Penango se ronde hierdie. Hy het vir Skosana met alles geslaan wat hy moontlik om mee kan slaan, maar Skosana wat aanval. En kyk daar 'n lyf aanval van Penango. Let vooral op waar die Suid-Amerikaners se houe na die lyf tref. Baie dikwels is hulle laag. Skosana die leef nou swaar. Ja, ek dink daar die lyfhoue van Penango maak seer. Penango wil die geveg in hierdie ronde beëindig en hy het baie goed aangeval tot dusver. Sy hoek skree ook vir hom, gaan so voort. As die Nederlander sê, doe so voort, jonge. Jerelaal, kyk hier na mekaar, die skeieregter, die steur hom nie daar. As ek na hierdie man van Colombia kyk as skeieregter, dan moet Suid-Afrikaanse skeieregters so Stanley Christodoulou baie hoog aangeskrewe wees. En nie wonder dat hulle dan gedurig gevra word om wêreldtitelgevegte te beheer nie. Skosana het op hierdie ronde baie min gestaan. Baie straf ontvang. Ek dink dit is 'n gelukkige Skosana wat daardie klok gehoor het, want dit was 'n baie ewige aanval van Penango. Penango het hom baie seer gemaak in hierdie ronde. Mens weet natuurlijk nou nie of Penango dalk en sy hoek 'n bietjie bekommerd raak. Maar daar is nou nog maar 3 rondes oor van hierdie geveg. En waarskynlik het hulle gevoel dat die Suid-Afrikaner effens voor is met punte. As dit so was, dan is daar nou baie min verskil tussen die twee boksers. Staande Penango word toegespreek daar deur sy afrigter, bestuurder Luis Espada. Así, con calma. Man met die kets op. Nada de desesperarse de cuidar la defensa. En hulle kan tevrede voel met daardie Nada de sorpresa. 12de ronde. Dit was 'n goeie ronde vir hulle man. Kom ons kyk hoe is die herstelvermoë van Simon Skosana. Die eerste maal wat hy soveel rondes boks. En hy het nie baie goed gelyk in die vorige ronde nie. Skosana maak elke keer die fout as hy die hoek uitkom, dan vee hy oor sy oë met sy handskoene. En dan dan smeer hy daardie goed wat langs sy oë smeer om die bloed te stop binne in die oë in. Goeie regter gewees van Skosana daarson.
Maar Skosana sit nie baie gewig agter sy hou in die Andries. Hy slaan meer met sy arm. Pinango, die spit sy aanval nou hoofsaaklik na die lyf toe. Tussen die twee boksers. Staande Pinango wordt toegesprek daar deur sy afrigter, bestuurder Luis Espada. Así, con calma. Man met die kets op. Nada de desesperarse de cuidar la defensa. En hulle kan tevrede voel met daardie 12de ronde. Dit was 'n goeie ronde vir hulle man. Kom ons kyk hoe is die herstelvermoë van Simon Skosana. Die eerste maal wat hy soveel rondes boks. En hy het nie baie goed gelyk in die vorige ronde nie. Skosana maak elke keer die fout as hy die hoek uitkom, dan gee hy oor sy oë met sy handskoene. En dan dan smeer hy daardie goed wat langs sy oë smeer met diepe stok binne in die oë in. Goeie regter gewees van Skosana daarso. Maar Skosana sit nie baie gewig agter sy hou in die Andries. Hy slaan meer met sy arm. Pinango, die spit sy aanval nou hoofsaaklik na die lyf toe. Mense sou verwag dat hy daar die teken van die oog sou soek. Maar sy teenhoue is hoofsaaklik na die lyf toe. Die hou van Pinango bly laag. Ja, hierdie slag het die skeieregter dit daarom raak gesien. Ek nie graag 'n besoeker in ons land kritiseer nie, maar nou ja. Tot dusver is dit 'n beter ronde vir Skosana. Ek dink die probleem met meneer Aguera is dat hy agter die boksers gaan staan en kyk in plaas van die kant af waar hy kan sien waar die houe kom. Albei hierdie boksers besef dat 'n uitklop hou definitieve oorwinning bring, terwyl 'n puntebeslissing enige kant toe kan gaan. Skosana op die aanval. Maar hy word teruggeslaan deur Pinango. En as 'n mens aksie soek, as dit is wat jy vanaand hier langs die rand se stadion kry kom soek het, dan het jy dit gekry. Hierdie geveg kan nog in die laaste ronde beslis word met 'n uitklop hou, want enige een van hierdie manne kan dit klamp. En 'n pragtige aanval van Skosana. Hy het Pinango geskit gemaak het. Hy het Pinango geskit daar met daardie regterhand. En sover is hierdie ronde ook die Suid-Afrikaners in. Pragtige aanval Skosana. Prachtig Skosana weer 'n slag. Suid-Afrikaner word gewaarsku dat hy vashou. Hierdie manne ken die ontoelaatbare taktiek. Hy word deur die skare uitgejou. Maar dit is Simon, wel vir Afrikaanse kom sommer Simon Skosana se
ronde tot dusver. Sy aanvalle was baie goed geweest. En is 'n baie versigtige wêreldkampioen op die oomblik. Hy voel beslis die krag van Skhosana se hou. En soos ek vroeër gesê het, dit is net jammer dat Skhosana nie daardie hou van hom uitvoer met 'n bietjie meer gewig agter jou nie. Dit is 'n skitterende geveg hierdie. Dit is 'n geveg wat alles in het, aksie. Daar is genoeg seer. Ons kyk daarna, Skhosana op die aanval. Hooibroek sig na die kamera. Kyk hy laag weg, as hy opkom, is die vuiste alweer aan die swaai. Weer gereed om te verdedig. Hard gepraat daar in die hoek van die wereldkampioen Pinango. Ya, tranquilo, no te me pares. Y siempre atácalo tú primero. As jy mens so na Pinango se gezicht kyk daar in die hoek, as hy so na Simons Skhosana kyk, dan lyk hy 'n bekommerde man. As hy weer so skelm verloor hier na die kaart van een van die skeieregters, beoordelaars, en hy maak dit op die oomblik gelyk op. 2 rondes om te gaan, en dit gaan afhang wie hierdie rondes inpalm, as daar nie 'n uitklop uitkom nie, van wie die wêreldkampioen gaan wees wanneer die kruit verlaat word vandag. Dis die voorlaaste ronde. Skhosana sal beslis nou 'n bietjie meer moet aanval. Hy sal meer hou moet slaan en vir Pinango op die agtervoet hou. Nog nooit was 'n Suid-Afrikaner so naby aan 'n wêreldtitel miskien as nou juis in hierdie geval nie. Die laaste 2 rondes gaan beslis. Bernardo Pinango van Venezuela, wat sy titel hier kom verdedig het teen Simons Skhosana, weet ook dat hy in 'n geveg betrokke was. Ja, ek dink Pinango het gedink hy gaan 'n maklike gaan veg Andries toe hy vanaand in die kruit klim. Hy het baie vol selfvertroue gelyk. Maar ek dink hy's 'n bekommerde man. Skhosana is knaam. Vir 'n wêreldkampioen is Pinango se tydsberekening baie swak. Knaande aanval van Skhosana soos 'n kriek wat aanhou sing. En die bebloede gesig van Simons Skhosana is vol durf, vol selfvertroue miskien op hierdie oomblik. Hy weet hy kan dit dalk doen. En hy agtervolg sy man. Pinango, as hy oplet, Andries, as hy slaan, is sy kakebeen wyd oop vir linkers sowel as regters. Maar het Skhosana die opstopper geslaan, wat hy nie baie gebruik het vanaand nie. En baie mooi regterhand van Skhosana wat sy teenstander tref. Ek wou net sê dat Skhosana se werktempo in hierdie ronde so 'n bietjie afgeneem het. Dit kom hy met daardie aanval. Hy slaan 'n bietjie te min. Is al die 14de ronde van die geveg. Hy moet 'n bietjie meer houe slaan. Daardie aanval is dit net die wêreldkampioen wat eintlik houe geslaan het. En dit was 'n baie beter ronde vir Pinango. En wat hy waarskynlik dan ingepalm het. Hy het vir Skhosana daar op die einde van die ronde geskit met daardie linker en regter wat hy neergeslaan het. Hoe kijken, papa, hoe kijken? Hoe kijken, eso. Ons weet dat een van die beoordelaars die geveg na daardie ronde nog steeds gelyk op het. Maar die ander twee doen weet ons nie. Hulle sit met sfinksgesigte. Daar's geen uitdrukking nie. Almal van oorsee.
Die manne, die een van Panama, die een van Amerika, die een van Denemarken. Scheidsrechter van Colombia. En hierdie geveg gaan waarskynlik in hierdie laaste ronde beslis word dan. Dis die 15de en laaste ronde en al ons kykers hier daar by die huis. Ek dink jy moet saam met ons trots voel op 'n Suid-Afrikaanse bokser wat vanaand vir hom groot naam maak. Dit is net jammer dat Skosana se hoek nie daar die bloed kan stol nie, Andries, want dit moet hom geweldig pla. Dis die 15de en laaste ronde. Hierdie kerels baie gelyk op. En as dit gelyk op is, dan gaan die geveg waarskynlik aan Pinango toegeken word. Maar 'n vertoning soos ons lanklaas gesien het, 'n skitterende vertoning van durf en moed gelewer deur Simon Skosana. Hy is gepla deur daardie oog vir 'n groot deel van die geveg. Hy het sy teenstander plat geslaan, hy self plat geslaan. Maar hy het vir Suid-Afrikaanse boks hier baie vriende gemaak. Hierdie uitsending word ook in talle oorsese lande gesien. En ek dink daardie mense neem deeglik kennis van 'n kereltjie met die naam van Simon Skosana. Goeie aanval deur Pinango en Skosana is gelyk by deur mekaar. Skeieregter gaan tel, dit lyk vir my Simon Skosana weet nie mooi wat om hom aangaan nie. Dit was 'n geweldige linker haakhou van Pinango. En die dokter klim in die kruit om na die oog te kyk. Word gekyk na Simon Skosana se oog. Ja. Dat hy die skeieregter weer dokter Labeskagni gaan praat met hom. En hulle gaan aanveg, ja. Maar dit was miskien 'n welkome ruskansie vir Simon Skosana, maar nou is dit Pinango wat baie blitsig op die aanval is. En Skosana word met alles raak geslaan. Ek dink dit is verby. In die laaste ronde is dit Bernardo Pinango wat vir Suid-Afrika se Simon Skosana uitslaan na 'n skitterende geveg. Skosana 'n baie jammerlike gesig daar waar hy opgehelp word deur helpers. Die dokter is daar en Bernardo Pinango op daardie wyse nadat hy letterlik, en ek wil nie eintlik die woorde gebruik nie, maar bloed gesweet het in 14 rondes. Klop hy vir Simon Skosana met 'n uitklophou. Kom ons kyk hoe dit gekom het. Dit is die ou wat die skade aangerig het, Andries. Want hy het Skosana heeltemal verdwaas gelaat. Maar ek dink Skosana het baie krag verloor deur die bloed wat hy verloor het. En dit is alles deur die hoek wat nie daardie bloed kon stol nie. En dit is jammer dat dit moes gebeur op hierdie manier. Hier kom die einde dan. Pinango op die aanval met alles wat hy het. Blitsig, verneig. Linkers en regters swaaihoue en Simon Skosana wat so goed rekenskap van homself gegee het, veral daardie laaste regter. En dan 'n linker onder die ken wat hom agtertoe laat styer. Onmiddellik maak Pinango reg om met 'n opstopper te slaan. En hy mik en swaai weer 'n slag na Skosana wat daardie telling nie te bowe kon kom nie. En wat vir 10 tellings na die eerste 4 tellings of so omgerol het en uitgetel is met 'n bebloede gesig. Daar is steeds die wêreldkampioen met 'n uitklophou in die 15de ronde en ek dink dit kan 'n baie gelukkige en 'n tevrede Bernardo Pinango wees wie se hand daar omhoog gehou word, want hy het baie swaar gekry om dan daardie titel vas te klou vanaand. Maar ek moet net een ding byvoeg, Andries. En ek dink die skeieregter het die geveg baie swak hanteer. Ja, ons het dit genoem dat hy geen indruk op ons gemaak nie, ook nie op die skare nie. En Pinango wat gaan oorstap om 'n moedige teenstander se hand te skud waarskynlik. Hy toegestaan word daar deur Dr. Bill Lowe van die Boksbeheerraad, Dr. Lapis Labeskagni van die Transvaalse Boksbeheerraad. En Pinango se gesig tevrede, maar dit wys daarom ook merke van die houe wat hy ontvang het. Ons haal ons hoede figuurlik gespreek baie hoog af vir Suid-Afrika Springs se Simon Skosana. Vir 14 rondes het hy alles gegee wat in daardie klein skraal liggaam van hom is.
Hy het geboks soos 'n veteraan, hy het hard geslaan, hy het goed verdedig, maar ek dink, soos Andries ook gesê het, daardie bloed wat hy verloor het as gevolg van die snybok aan die oog het baie van sy krag getap. Dit wys net weer wat 'n goeie hoek vir jou beteken, manne in die hoek met ondervinding. En hierdie tipe geveg is dit essensieel dat manne wat in die hoek werk, weet wat hulle doen. En hulle kon beslis nie daardie bloed van Skhosana se gesig stol nie. En met die gevolg is dat het hom swak gemaak, want hy het vreeslik baie bloed verloor. En ek hoop maar net dat dit hom nie gaan ontmoedig om verder aan te hou nie. Hy moet maar net sorg dat hy sy hoekmense verbeter. Nou ja, daar het hy dit. Die wenner dan, die wêreldkampioen nog steeds van Venezuela, Bernardo Pinango. Hy klop vir Simon Skhosana van Suid-Afrika met 'n uitklophou in die 15de en laaste ronde. En nou gaan ons na die opwinding van die boks so 'n bietjie tennis kyk.